So, dis maandag, ons doen natuurlijk food prep vir die week, maak sauses, ek gaan julle nou deur alles vat. So ons gaan begin met, hierdie is die tomatie lekkerte, so ek het eintlik net my yskas bietjie skoon gemaak, hier's 'n paar peppers, tomaties, eie, knoffel, wortels, sout. Hierdie word in die oond gebak en dan nou in die blender gesit en gebottel. Hierdie is my tomatiesous, so dit is bietjie minder goed. Dit is tomaties en knoffel, bietjie wortels en ek sit dadels by, al twee, so dan hoef ek nie suiker in te sit nie. So ek sit dadels by en hier is my greens, want dit kom, ek sit dit nie in die oond nie. So as hierdiekies nou uit die oond uitkom, dan kom die greens by en dan is dit ons tomatie lekkerte. Ek koop lekker groot vrugterolle by Jasmijn, dan sny ek hulle so op vir die kinders en sit dit in 'n sakkie in die yskas. Hulle gryp een en gaan. So die tomatie lekkerte, tomatiesous is in die oond, vrugterolletjies is gesny en nou, ons het gister die heerlikste seekos geëet en ons het nou vis en rys oor. So ek gaan visballetjies so smackaroos maak, wat in die vrieskas kom, waar die kinders net elke keer in die airfryer kan gooi. En dan het hulle 'n lekker gesonde snack, of gesonder as sweeties. So ek gooi my vis en my rys alles saam in die blender, ek gaan dit nou lekker saam blend, en dan 'n balletjie vorm. Hierdie tipe goed is regtig die goed wat my help, vir elke keer as ons nou net ontbyt geëet het, en 'n halfuur later is hulle weer honger, dan kan hulle net vrieskas toe gaan en hulle gooi hierdie vel in die airfryer. Dit maak die lewe vir my en vir hulle baie makliker. So ek het 'n bietjie meel bygegooi om stywer te maak. En nou gaan hulle in die airfryer. Kyk, en daarso is hierdie werk, die skorrelgoedwasser oortyd. Partykeer is dit wasbak en skorrelgoedwasser saam. Dan wil ek nog lekker sap maak vandag, maar dis nou eers tyd vir my happy koffie. So dis 'n koffie cappuccino wat ek gemaak het in die masjiene. Gooi ek 2 scoops Isoline en 'n Glycan koffie by, dan weet ek dit is 'n super gesonde koffie. Nou, ek het vergeet om die heuning by te gooi. Ag nee, kom ek gooi net 'n bietjie heuning by en daar is hy, daar kan ek dit uiteindelik dan druk. Ek roep sommer gereeld die kinders nader dat hulle kom help. So daar's 'n pak Marieke vir ons die smackaroos in 'n houertjie, laat dit kan afkoel voor dit vrieskas toe gaan. Maar ek stel is so af die laaste ruk, ek voel koorsag en verkouerig vandag. Ek was nou al 2 keer in Limpopo die laaste ruk en ek weet nie iets met die klimaat en alles daar, dit werk nie met my nie. So, maar nou ja, elke liewe keer as ek terugkom van Limpopo, as ek net verkoue, maar ek dink is daai stof, daai stof daar is so dun, so fyn soos poeier. Maar nou ja, is lekker en ek geniet dit om daar te gaan kuier. Is maar net as ek terugkom. So my tomatiesous is nou reg. Dit gaan nou in die blender in en dan word dit gebottel. En dan kom die tomatie lekkerte ook uit. Het word net saam geblend en gebottel. Dit kry nie water by nie. Dit kry nie suiker by nie. Dit kry nie mesina by nie. Ekskuus tog. Mesina by nie. Dit word net so geblend, dis lekker dik. Word dit gebottel. My liewe aarde, ek het besef ek het nie eie in hierdie mengsel ingesit voor dit in die oond is nie, maar dis okay, ek het sommer toe 'n paar eie gesny en dit bygesit in die food processor en voilà, so ek meng dit nou saam, dan gaan dit gebottel word. Net so ekstra wenk vir as jy dadels ingooi in die suiker, en die dadels hak baie maklik vas aan daai lemme, so jy moet hom meer gereeld afhaal, want hy gaan vassak as daar 'n dadel daarin is, want dis mos maar 'n baie taai ding. So dan moet jy hom maar weer mooi deurroer, maar dan is hy reg. Ek het nie my greens in gegooi nie. Dis okay, ek sal my eie sous met dit maak. Dalk 'n pesto maak met daai. Maar buite gestaar terwyl hy sleg voel, pap is. Is nie nice nie. Not lekker. Oh my goodness, nou aangesien ek die greens vergeet het in die tomatiesousse, gaan ek nou maar sommer 'n pesto maak.
En ek besef toe, ek het nie neute nie, maar ek het almond botter. So ek gooi toe net al die greens, olyfolie, bietjie almond botter, en ek het toe besluit om feta kaas by te gooi. Julle, hierdie is heerlik, ek kan nie wag om dit môre op 'n broodjie te eet nie. Dit is so lekker en creamy. Dit het regtig waar perfek uitgekom. Kyk hoe mooi. En so is dit uiteindelik tyd om met die sap te begin, maar vir dit gaan ek sommer die kinders nader roep. Ek is nou nie lus om daar te staan nie. En hulle geniet dit nogals om dit te doen. So ons begin met die grapefruit. Wat is dit in Afrikaans? Pomelo sap. Dit is baie hoog in Vitamine C ook. So ek gaan dit so gou as moontlik drink. Ek meng hom met 'n bietjie water, anders is dit vir my net te bitter as ek dit nou in 'n glas gooi met ys. Maar kyk die verskille, die kleure, want daar is jaarlemoen ook by, maar jaarlemoen is vir my net so bitter soos 'n pomelo en ek wil nie graag suiker bygooi nie. So dan maak ek sap en dan is dit 'n manier hoe ek dit geniet. So Bernard gaan vir ons die sap maak. Terwyl hy die pomelo sap maak, gaan ek sny ek so lank die suurlemoene op vir die iced tea lemonade wat ek maak met rooibos tee. Ek maak net lemonade, so ek stryk die suurlemoene uit en dan maak ek 'n simpel sirup. Ons gebruik nie suiker, ons gebruik heuning en water. Dieselfde hoeveelheid heuning as water. Maak jy simpel sirup en dan gooi ek so 3/4 van die bottel simpel sirup, 1/4 van die suurlemoensap en die res water. En dit is dan my iced tea lemonade, wat die kinders vreeslik geniet. En ja, dan voel ek ook goed, want dit is so verfrissend. Dit het nie suiker in nie, net natuurlike suiker, so boeie, sterretjie vir jou. Nadat ek daai magtige hoeveelheid suurlemoene gesny het, ek besluit ek gaan die lemoensap skiep vandag. En ja, Bernard is toe uit, so ek moes dit doen. Pomelo sap klaar, begin met die suurlemoen. Hier wil ek al baie graag eerder net in my bed wees, maar dit is so. So, dit is sy daar, kom maar die kanator hier net, yay, kom help haar ma 'n bietjie. Ag nee, wragtig julle, hierso probeer ek 'n Asian dish. Dit is 'n ryscake, dit lyk nou soos 'n lekker rysvingergoedjies wat jy saam met sojasous eet. Dit lyk delicious. En ek het oorskiet rys gehad, so ek het dit ontdooi, gooi dit in die menger soos wat hulle sê, en dan meng jy dit nou met hierdie dough whisk, met jou K-menger. Na 3 ure, toe sit nog steeds nie 'n deeg nie, so ek het toe nou opgegee, dit was 'n totale flop. As jy dit kan doen, help my! Kom ons gaan gee al hierdie skille vir die hoenders. Hulle gaan dit nou, dis nou 'n lekker bederf vir hulle. Ek moet eers die motorfiets gaan start. Toe nie gestart gekry nie, so, nou ja, hier gaan ons nou die skille vir die hoenders gee. Ek wonder waar is hulle, want ek roep hulle en hulle kom nie, hulle is hier rond, maar hulle is lyk my elkeen op hulle eie missie. Hier kom hulle uit. Ek kan net 'n bietjie water en dan maak ek dit vir die weer. Ek begin toe sommer met aandete wat ek alweer 'n ton braaivleis oorskiet het. So ek gaan lekker pastei maak vir vanaand en dan sommer om te vries. Bonus! En lekker roomspinasie. Ek het gou mushrooms gechop sodat ek ook daarin sit, want ek gaan net mushrooms en meel en
room in die spinasie sit, so ek braai dit tot dit lekker sag is. En dan sit ek saam met die mushrooms en dan sit ek die meel in as daar nie meer water in is nie. Braai die meel so bietjie en dan gooi ons room by. En tada, so spinasie reg. Want ek wil sommer vir spinasie pastye ook maak. So ek gaan al die vleis opsny. Dan gaan ek dit 'n tipe van 'n peppersteak pie smaak. Ja, so iets. Ons kyk maar hoe kom dit uit. Ek gaan die vleis net opsny en ek gaan dan 'n klomp so lekker barbecue sous bygooi en natuurlik das lekker sous, want dit moet net daarby kom. Dit is super lekker. En natuurlik peper, want ek wil hom 'n peppersteak hê en ek gaan 'n bietjie meel ook oor die vleis gooi en met room by, want ek wil daai sousie lekker romerig maak. Dan kom ons kyk hoe kom dit uit. Also ek wil jou gewys hoe maak ek met my puff pastry. So hier is sommer gekoopte puff pastry. Ek sny dit in sulke blokke en dan rol ek hom baie dunner uit. So ek rol hom lank en dan gaan jy sien, dan gaan ek hom in daai pie maker van my sit. Dit was 'n lekker bederf. Ek dink dit was nog 'n trou geskenk, julle. So hierdie dingetjie is so lekker. Maar ja, sien jy hoe lekker rol ek hom uit? Dan sy dun en dan gaan ek hom so oor mekaar vou. So ek so die 1/2 in die pie maker, laat die ander een oorhang. Pie maker, pie maker, pie masjien, wat ook al mense dit noem. Sit jou vleisies lekker in en dan vou jy hom bo oor. Doen dieselfde aan die ander kant. And there you go. En dis hy. So julle gaan nou sien op die einde hoe lekker kom dit uit. En daar's van die goed wat ek nou vandag gemaak het. Dis die meeste van wat ek gemaak het. Die enigste flop was daai rysgoed. Dit was 'n disaster. Maar die res is lekker. Die kinders het al klaar van die pastye begin eet en hulle is gek daaroor. So, dan het ek job well done. My kinders se snacks en kossies vir die week is reg.